Julle gaan nou wonder hoekom ek by hierdie onderwerp uit die Torah-porsie van hierdie week nie. Ek het ook gewonder. Maar ek beloof julle, dit kom uit die Torah-porsie uit en die Vader vat gewoonlik elke week vir my laas jaar het ons die lewe van Jethro gedoen in skoonpa van Moses. Net 'n bietjie agtergrond te gee, daar baie goed in die kringe van die Joodse rondgeloop wat gesê daai wat gebeur het van Jethro wat verkeerde invloed gewees, nie waar nie. Ons het dit vandag gesien, dat hy het gekom en Jethro het vir hom juist gesê, hoor by die Vader of dit so is en dan nie omdat ek het gesê. Jethro, net 'n bietjie agtergrond te gee voordat ek in hierdie ingaan. Jethro was nie onbekend met Moses gewees nie, as jy dalk dit nie weet dit nie. Moses was in die paleis gewees van Farao vir 'n lang tyd van sy lewe, 40 jaar van sy lewe. En Jethro was een van die raadgewers van Farao gewees. En dit waar moet dit nie eerste keer in die woestyn nie, want daar so het mekaar geken. En toe die dag toe uiteindelik toe Moses weghardloop, toe hardloop hy na waar hy ken. En daar's 'n rede daarvoor gewees, want Jahwe het 'n groot plan gehad wat hy nou uitvoer met die uittog. En hy wil hê dat hier's 'n beginsel van die skrif is, ek kan nie iemand heen vat waar ek nog nie was nie. Dis 'n beginsel. Daarom, as ek voorloop, gaan die Vader my eerste vat en my vorm en dinge in my lewe belê, voor hy ander mense agter my aan gaan stuur. Dis baie belangrik. Torahpad is nie 'n kortpad nie. Ek het met baie jong manne al gesels, gesê toe ek jong was in my 20's, het die Vader met hierdie pad met my begin loop, en daar was nie 'n kortpad gewees. Ek gedink omdat ek harder hardloop as die ander ouens gaan ek vinnig raak kom. Werk nie so nie. Die Vader vorm ons deur ons lewe vir 'n spesifieke doel waarvoor hy ons gaan gebruik. Al vat dit vir hom 3/4 van jou lewe. Moses was 40 jaar en moes hy nog 40 jaar in die woestyn ingaan en op 80 roep die Vader ons. Dis 'n lae ouderdom. Ek sê vandag vir Ben, jy's 58 vandag en jy gaan nou die vuur in die brand begin steek. Moses was 80 toe begin hy die vuur in die brand steek. So ons is altyd bevoorreg nog as van die oude voor ons geloop het. Ek sê wysheid kom met die grysheid. Jy maak jou foute en jy leer jou lesse. En daar's nie 'n manier om te leer nie. Ongelukkig, ons sê vir ons kinders, ons wil hulle kort pad stuur, ons wil hulle sê, moenie so maak nie, maak so. Ons weet waarvan ons praat, maar gaan maak hulle nog steeds so. Want hulle moet vir hulle self leer tydjie. Maar wysheid is om te luister. En dan maak jy nie dieselfde foute nie. Skrif sê vir ons kan uit Israel se lewe uit leer, herhaaldelik, om nie foute te maak wat hulle gemaak het nie. Ons kan vinnig verloop, as ons net wil leer. Jy nou wel raak sien, wat hulle dalk nie raak gesien het. Okay, so Moses daar uit en hy gaan wegkruip daar en hy was gevorm en gemaak gewees in 40 jaar. Jethro se huis, die dogter van Jethro. Trou met haar, as altyd gesê het, niemand weet waar hy is nie. Vandag praat die Vader met hom uit die vuur uit. Wat hom terug, hy vat die mense uit deur die Rooi See. Vandag het ek vir die dag gevra om Openbaring 12 vir my te lees en wonder ek hoekom dit by hierdie. Ek gaan deel oor die vlug van die arend, van 'n arend. Waar Jahwe vir ons wys, hy is 'n arend, wat is al gevat op sy vlerke uit en weer gaan uitvat, sy Openbaring weer op sy vlerke gaan uitvat. Maar moet ons ook weet, as ons die kykens is, wat hy van praat, wat hy in Nesheid skop en altyd vir die dag vol deel oor, dan moet julle besef dat ons groei op om arende te wees. En daar's karaktereienskappe binne 'n arend, wat ons moet leer, as gelowiges, wat nie weggevat kan word. Eerstens 'n arend kan nie met een arm vlieg nie, ek kan nie vlieg nie. Van moontlik. Dan gaan ek julle wys, daar's genade en daar's wet. Daar's waarheid en daar's gees. Dis altyd twee vlerke. Tot op hierdie stadium het ons gevlieg met een vlerk, gewapper, ons het 'n bietjie reg gekom so op met tye. En ons het op die gees vertrou en op die genade vertrou en hier wag nog verras. En nou kom ons by die nuwe ding wat die Vader ons leer. Dis vat nie die ou dinge weg nie. Dit sê vir ons raak gebalanseer. Begin 'n arend word wat met al twee vlerke vlieg. En wat in die krag loop van die ruach van die wind, is die ruach. Okay, daar's nie verongeluk dat die Hebreëse rood se wortel hoor, wind. Dit beteken ons loop op daai wind, ons loop in die krag van die wind. Okay, so ek wil kom en ek wil begin met Handelinge 3 vers 19 en wat my loop na wat ons se Torah-porsie vandag in die wet. Die wet van die Vader stem met Dawid saam as heilig, is suiwer is goud, is soeter is heuning. Ek stem nou nie saam. Ons kan nie sonder dit loop nie. Die wet wys vir ons sonde, wat ons Vader haat, dat ons dit kan vermy en 'n ander pad loop. Handelinge 3 vers 19. Kom dan, tot inkeer en bekeer julle. Julle weet, is die spreek van Petrus geweest, né? Sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkooping van die aangesig van Jahwe mag kom. En hy kom en hy hom mag stuur wat woord van vooraf aan julle verkondig is, naamlik Messias Yeshua,
kom om wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge. Dis waarop ek wil fokus vandag. Die wederoprigting van alle dinge. The restoration of all things, sê in Engels. Die herstel van alle dinge. Ons lewe nou in hierdie tyd wat hierdie woord waar word soos nog nooit nie. Die herstel van alle dinge, die herstel van hierdie arendvlug begin in ons lewe, waarvan Jahwe van ouds af gespreek het deur die mond van sy heilige profete. Alright, hier is my beginsel wat ek wil bring vandag. Lyk miskien vir jou skaap, hoender of arend. Inderdaad. Ons loop rond soos hoenders, maar Vader het bedoel dat ons arende moet wees. En ek gaan vir julle gou vandag verduidelik. Ek gaan vir julle gou vertel. Ek het 'n hele paar dokumentêre hier gekyk en myself ingeskerp oor 'n arend. Weet julle hoeveel spesies arende is daar? 59. 59 spesies arende. En die skrif praat van een spesies. En dit is die goue arend, the golden eagle. Dus as die skrif praat van die arend, al die verwysings in die skrif, verwys nie na al 59 en hy verwys na een. En dis die goue arend, en die goue arend is die enigste ene wat in die rotse bly, die hoogste plek in die rotse bly. En dis wat hy in die skrif van praat. En ek gaan vir julle vinnig, nou best vir my vermoë verduidelik. Wat beteken as die skrif sê, ek vat julle op arendsperke, het ek julle uitgevat uit Egipte uit. En wat hy praat van Openbaring, van aan die einde van daag gaan ons weer met arendsperke uitvat. Daar's 'n prinsip daar in die geskiedenis, want hy sê vir ons in Psalm 19, ons moet leer uit die natuur. Die natuur sal vir ons die geestelike goed weet. Fisies sal ons die geestelike dinge kan sien wat hy met ons bedoel. En hy het daai arend spesifieke manier gemaak en vandag vir my en jou en ons lewens wat kan praat en vir ons bewys en sê kyk na daai arend soos hy daar sit en leer 'n geestelike les uit daai arend uit wat tot vervulling moet kom. Ek wil vir julle sê dat 'n arend het die skerpste oë. Die arend het spesiale oë. Hy's anders as 'n mens se oë, nou net. Jou en my oë kan 3 kleure, is die basiese kleure van ons oë. Weet jy dat die arend se feite, hy het 5 basiese kleure waar sy oë uitwerk om spesifiek sy plooi in hande te kan kry. En jy kan sien, dat hy grys op grys kan sien. Okay? Ek en jy kan nie, want vir ons is dit camouflage. Dit word weggesteek, hy sien deur dit. Wat hy? Right, dat gaan nie praat. Okay, so ek wil vir julle net sê, sy oë is spesifiek, hy kan tot 3 km kan hy 'n haasraad sien, op 3 km. Gaan probeer dit. Maar weet jy hoekom het hy daai fasiliteit ingebou van in die arend? Dis Hebreërs 11, wat hy van praat. Hy sê die heiliges sal goed sien, wat die ander nie sal gaan sien. Hy praat van ons geestelike oë. Paulus bid vir hulle. Hy sê vir hulle bid, dat die Vader die oë van julle harte sal oopmaak, dat julle kan vir Yeshua sien. Dat ons hom in alles kan sien. En as jy hom op 'n afstand sien, waar ander mense nog nie kan sien ons al dit raak. 'n Arend, weet julle hoe word 'n arend gebore? Soos genetiek iets anders. Om 'n arend te wees, is baie eenvoudig, om 'n arend gebore is om 'n arend te wees. En dis hoekom die skrif ons sê, ons moet wedergebore word. Ons moet wedergebore word in die natuur van ons Vader, as 'n arend. Hy kyk diep in dinge in, hy kyk van baie hoë hoogtes af en sien wat mense nie raak sien gewoonlik nie. Arende bou hulle neste op die hoogste plek, nooit heel bo op die berg, waar iemand kan bykom en loop soos in 'n klif, en sy landingsarea ook baie. Dit kan so wees as daai nesplaas gebou is dit sy landingsarea, daar is nie nog plek om dit nie. Dit is 'n veilige plek. Die nes van 'n arend is so swaar, hy weeg tussen 400 en 500 kg, 'n paalde ton. Tussen 400 en 500. Hy word van dit afgeval groot. Ek kyk hierdie gedeeltes wat hulle wys van daai arende, hoe sterk is daai byt van hulle. Hulle vat 'n takke soos daai, breek hulle hom so. Dis ongelooflike sterk krag wat hulle het daar. Hulle het gewoonlik meeste twee kleintjies en dan die een sal vir die ander doodmaak. Dit hang af hoe dinge pas van daar, hoe lang hulle verkorsing gewag. Maar gewoonlik twee kleintjies. En heel na die einde toe, hulle word gevoer dan heel na die einde toe as die ma nou begin sien. Die ma doen al die werk na tyd. Die ma en pa werk saam met die nes maar en hulle ruil om het nes met die uitbreek van die eiers ook. Maar as hulle kom by die voer en die op terug in die leer al daai stories dan al die ma se werk te doen word. So wat dit vir ons veronderstel moet wees in ons liggaam of in ons families. Die ma's die oor die kinders aangestel. Die ma's die naaste aan haar kinders. Die pa's ook daar. Maar waartoe hardloop die kinders as hulle iets wil hê? Nou pa, het ek van ma toe en sê vraag op pa.
Hoekom daai band is baie nader en ons sien dit in die arende presies dieselfde. So wat gebeur dat daai arend gaan en sê en kyk en hy hou daai kind met 'n arend oop. Elke beweging. So hy voer hulle en dan naderhand sy sien hy sterk genoeg, dan sê hy gaan nou in die skrif die beginsels wys, die 4 beginsels maar net is die storie vertel. Dan gaan hy naderhand inkom en hy gebruik 100% die wind. Hy doen nie moeite om te vlieg nie. Hy gebruik die wind, hy toets die wind en hy werk met die wind die hele tyd in sy werk. Dan sal hy boek in die neus inkom en dan soos hulle sê hy sal haver. Hy sal net so staan en hy 'n stuk vleis in sy mond wat uithang. En dan kyk hy na hierdie kleintjies. Wat een van die twee is die sterkste? Nee, wat een rek die verste uit is die sterkste. Want dit is die eerste een wat hy die neus gaan gooi. Nou weet julle wat, hierdie golden eagle, hierdie goue arend, as jy hom sal vat as 'n teiken en hom wegvat en hom in 'n hok gaan sit ergens, sal hy nooit kan vlieg nie. Dit is 'n karaktereienskap van hom nooit kan vlieg nie. Hy sal 'n hoender wees. Hy sal loop en hy sal nooit weet hy kan vlieg nie. Want hy is die enigste een van die spesies wat moet geleer word om te vlieg. Hy word geleer om te vlieg. Hy vlieg nie van self nie. Hierdie tipe. So wat gebeur is, dan begin die maat kyk en sien daar een sterk genoeg. En dan gaan sy naderhand die volgende keer af en begin sy al die sagte goed uittrek met haar weg. Uit die hele nes uit. En dan begin sy die takke breek, dat hulle skerp staan. Dat het ons gemaklik begin staan. En jy gaan nooit nie op in die keer te leer dat ons presies hetzelfde en met Israel en gaan weer gebeur. Okay? So as hy breek uit, hulle begin dan aan die kante toe uitgaan en dit is ongemaklik hier in die middel. En dan gaan sit sy naderhand en sy het klaar gesien deur die vleis na weg te hou en die boosdote op en af te gaan. Wat een rek die sterkste, want hy is die sterkste, hy gaan met sy van hom. Dan gaan sit sy langs hom, dan vang sy net so met die kop en dan poos sy mis. Maar hy krang daar. En is weg. En sy is vinnig genoeg om te sien as hy hom dood gaan val. Dan skep sy hom op. En nou wil ek in die beginsel wys van wat die skrif sê. Ek het vir Israel gaan uithaal om the wings of an eagle, op die vlerke van 'n arend. Dis nie met hom, sy vang hom nie met die hande, met die pote. Sy tel hom met die rug op. En dan bring sy hom boontoe. Okay? Maar wat gebeur met daai kleintjie as hy val? Hy dink hy gaan dood. Hy dink dit is verby. Sy laaste dag, hy sien hoe kom sy dood. Dis al wat hy sien. Wat gebeur met Israel toe hy uitgetrek kom in die woestyn? Al wat hulle sien is dood. Hulle sien is verby. Waarom sal hy ons nou daai veilige plek van uithaal? Nou gooi hy vir ons hier af na ons dood. Dis 'n verre woorde gewees die hele tyd nie. Kan ons nie maar terug. En dis wat daai kind weer gaan. Daai kyk en weer gaan al die pad. Tot sy ma hom terugvat weer om te leer om te vlieg. Anders sal hy nooit vlieg nie. Dit is weg. En die vlieg werk saam met jou ook. Met die gees. Die lewe kom deur die gees. En daai arend moet vind sy werkse vind. En hy moet daai wind kan begin vat. Hy moet die strome kan begin. En al daai goed leer sy ma die hele tyd. Sy ma nie geleer nie, bly hy hoender. En baie van ons is dieselfde in ons walk en ons loop met die wag met die Vader. Almal honders. Ons was honders toe ons hier aangekom het, ek sê vir julle. Wat ons verkeerd toe ons honders was, nee, ons het dit nooit geleer om te vlieg nie. En wat doen die Vader nou met ons met die waai ons heen pad deur die Westerraad, hy begin om vir ons te wys. Hy sê, Hendro, jy is nie 'n honder nie. Jy is 'n arend. Arend werk van hoogtes af. Arende word nie geëet nie. Honders word geëet. Arende het prooie, maar geen iemand vat hom nie. Hulle wys dokumentêr van hierdie arende, jy moet hulle sien, hoe haal hulle 'n pop van die rotse af. Haal 'n pop en dan gooi hom van die rotse af. Dat hy doodval, dan haal hulle hom. Hulle is oor hulle territory. Geen ander arend kom in daai area waar hulle broei nie. Hulle sê vir 'n paar myl word dit skoon gehou en dan wys hulle hoe veg hulle in die lug. Dis waar hierdie dogfight van op in die vliegtuig presies daarvan. Sien hoe doen hulle. Hulle haal ander arende uit en maak skoon, hulle weet waar hulle area. En dit is hoe die Vader oor ons, dis hoe die Vader oor ons is. Hy sê ek is so oor julle. So die oor haar werk so en soos 'n arend oor vir daai area. Hy beskerm ons. Maar een ding weet hy, as hy ons nie gaan leer vlieg nie, gaan ons hoenders bly, die res van ons lewe, en daar's nie krag in hoender, as geen keer in hoender nie. Die een lê daar in die koningsskepsel van om 'n arend te wees. Ek het lees vir julle nou waarvan ek kom. Eksodus 19, in die 3de maand na die uittog van die kinders van Israel Egipte. Op dieselfde dag het hulle in die woestyn neergekom en hulle het van Rafidim opgetrek en in die woestyn neergekom en die woestyn daar opgeslaan. En Israel het daar teenoor die berg daar opgeslaan, maar Moses het opgeklim na Jahwe, ek kan nie sien waar het gaan. Oral met Yeshua en ons kan oral gaan op die berg, want die berg is altyd sinoniem met waar op mekaar kom met Jahwe, die hoogtes. Nie op die vlaktes, maar altyd in die hoogtes, okay?
Maar Moses het opgekom na Jahwe toe en Elohim het hom van die berg af toe gespreek en gesê, so moet jy dan aan die huis van Jakob sê, aan die kinders van Israel verkondig. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op armsvlerke gedra het en julle na my toe gebring het. Ek dink na vandag as jy die skrif van die armsvlerke weer gaan lees, kan jy nooit weer dieselfde sien. Hy het hulle gebring van 'n plek waar hulle laat val. En hulle opgetel en hulle gewys dat hy is die maag, hy is die een wat sorg. Okay? En ons weet deur die hele stap van hulle deur daai woestyn, was daar water uit die rots gewees, was daar manna gewees wat gekom het, maar dit was altyd gewees, hulle was afhanklik van jou. Nooit 'n oomblik van onafhanklikheid. Andrew Murray sê in een van sy 3 boeke wat vir my baie beteken het, van die begin af sê hy, dat die eerste sonde wat Adam en Eva gepleeg het, was die sonde van onafhanklikheid. Om te kies. Die slang hulle sê, julle kan, as julle van hierdie boom eet, kan julle kan gode wees, onafhanklik. En ons almal val vandag nog van daai slaghuis. Ons wil onafhanklik wees. Ons hele vet in ons is om onafhanklik te wees. En die evangelie is die teenoorgestelde daarvan, om afhanklik te wees van en Jahwe wil hy ons moet afhanklik van hom wees. Dit elke beweging wat ek maak, nie buitekant om te maak nie. Ons sing het maklik en hy in die oortjie wat te sing het. Every move I make en nie. Ons sing het maklik, maar ons doen dit nie. Ons loop in ons eie krag so ver as wat ons kan. En dan as ons tot aan ons einde van onsself kom, dan bid ons. Dan vra ons help. Deuteronomium 32:9, dan gaan ek die prinsipie gee van verduidelik van wat ek in hierdie dokumentaar gesien het. Want Jahwe se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel. Mense, hierdie is ongelooflike dimensie. Ons is Israel. Ons is sy afgemete erfdeel. Ons behoort aan hom. Ons is daai kykens waarna hy met sy oë kyk en nie afhaal nie. En dit sy alles is daar in daai kinders wat ewig. Okay? Hy het hom gevind in die woestynland en in die woeste wêreld, vol gehuil van wildernis. Hy het hom omring, op hom aangegee, hom bewaak soos 'n oogappel. Unbelievable. Soos 'n arend. Wat dit sê, sy nes opwek. Hy het gesê van die opwek van die nes, uithaal al van die sagte soetjies, om hulle te kyk, dis nou volgende is om die vlug in te gaan. Oor sy kleintjies gesweef, hy zweef oor hulle en hy het die kos in sy mond en hy wil sien die sterk, die kom op sterk na hom. Okay? Die vlerke uitgesprei, heeltyd om vir die kind te wys as 'n voorbeeld. Ons vlieg nie so nie, ons kry die wind van die ruach, ons vlieg. Wat is daai gewees? Yeshua, wat ons die voorbeeld gegee het, wat hy vir ons gesê? Hy het vir ons gesê, ek doen niks wat die Vader nie doen nie. En ek beweeg nie die Vader nie beweeg nie. 100% sy oog op die Vader gehad, soos 'n klein teken op die maag. Hulle opgeneem, hulle gedra op sy vlerke. In ander woorde, die volgende fase is afgegooi, ingeduik, opgetel op sy vlerke. Op die einde van daag, nou wat ek vir julle wil sê, hier waar ons heen loop, is altyd 'n herhaling van dinge. Die einde van daag in Openbaring sê hy gaan die vrou vat op sy vlerke. Nie vliegtuig nie, mense. Nie vliegtuig wees nie. Hy gaan hulle op sy vlerke vat, soos die eerste keer. Dit gaan bonatuurlik wees. Ons uit van hom gestrand het, ek en Marina, hoe die uittocht van Israel, en waar die navorsing doen en wys waar hulle die see gegaan het, hoe hulle die goed begin kry daar, so die Babyle begin kry, en al die dinge. Dit maak nie raar saak of hulle kry of nie kry, nie, of hulle bewys het, ons weet het sê, dit het so gebeur. Maar dink nog steeds daaraan, hoe elke ding beplan was, hoe elke ding bonatuurlik was, en ons het met ons brein redeneer, en dit gaan nie gebeur nie. Hoe gaan ons uit hierdie gemors uitkom, waar ons in die wêreld is, die systeem wat ons gebou het? Vader weet hoe gaan hy ons uithaal. Hy's arm. Hy weet hoe om te doen. Hy sien al lank al wat ons nog nie sien nie. Want hy kyk verder as wat ons kyk. Maar ons kan sien soos hy sien. As ons in die gees begin wandel, in die woord begin wandel, begin hy ons dinge wys wat ander nie sien nie. Jy gaan in jou gebed in. Ons gebedstye is die oopmaak van oë. Ons gaan in die gebed in nie om Jahwe se gedagte te verander nie, om ons gedagte te verander. Om te kan sien soos hy sien en te dink soos hy dink, oor wat hy oor ons dink. En hy sê, ek is sy oogappel. Hy sien niks negatief in my nie, hy sê ek is sy oogappel. Maar gaan hy my laat val, verseker. Hoekom? Want ek moet gaan besef in my lewe ergens, in my val, dat net hy is die krag wat my gaan werk, wat die krag van sy werke. Anders is net hy tussen my en dood. En hy wys vir almal van ons lewe op verskillende maniere hoe ons gaan val. En nie aan die einde van daag gaan Israel val. Israel gaan staan en kyk en sê, almal is teen ons. Die oormag kom teen ons, soos die skrifte gesê het. Wat maak ons? Ons is besig om te val. En 'n arend is besig om reg te maak, sy naam is Yeshua. En hy sê, ek gaan afduik en voor jy die grond staan vang ek jou. En alle nasies sal sien dat ek die arend is waarvan die skrif praat, die golden eagle.
Jahwe alleen het hom gelei en daar was geen vreemde God by hom nie. Hy het hom laat ry op die hoogtes van die aarde en hy het hom opgebring van die veld om van die veld heen. En hy het hom heuning uit die rots laat suig en olie uit die klipharde rots. Dit is Yeshua. Sigmelk van beeste en melk van kleinvee, met die vet van lammers en ramme, stiere van Basan en bokke, met die niervet van koring en drywe bloed het jy gedrink, skynende wyn. Jeremia 40:27 vandag gelees. Waarom sê jy dan oor Jakob en spreek jy oor Israel? My weg is vir Jahwe verborgen. Oomblik as jy val, dan voel jy net so alleen, niemand sien het aangaan, nie is jou nie. Sien moet jy aangaan. Dis die donker tye van ons lewe wat ons die diepste goed leer in ons lewe. Hoor dit ek jou vertel, dis nie die maklike tye nie. Dis wanneer ons sien dis ons vriende, dis wanneer ons sien dat Jahwe is met ons, nie ander tye nie. Ons ander tye dink ons hy's met ons en ons hoop hy's met ons. Maar as die goed begin gebeur en ons val, en daar is nie iemand om te gryp nie, dan roep tot die grootste heiden uit, o Here, o Jahwe help my. Hoekom? Want daar binne in ons is daar iets in belê wat sy woord geskryf is in elke lewende mens om uit te roep na hom toe. En te weet, hy is die enigste een wat jy sterk arm van geregtigheid wat Yeshua genoem word, is om te gryp en te help. Of weet jy dit nie gehoor nie? O ewige Elohim Jahwe, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig die sterkte van die wat geen krag het. Die jongens word moeg en mat en die jong manne struikel selfs, maar die wat op Jahwe wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Nou begin hy die ding ingooi na ons toe. En my teken word nou groot en hy word nou arend. Nou begin hy vir ons sê, jy's nie hoender nie, soos 'n arend. Begin lewe soos 'n arend uit die hoogtes uit. Okay? Hulle hardloop en word nie moeg nie, en hulle wandel en word nie mat nie. Right, nou wil ek praat oor die arend se twee vlerke wat ek begin vir julle van praat. Onder die wet, onder die genade. Wat sê ons? Of onder die wet, of onder die genade. Dis een van die twee vlerke. Kom ek sê vir julle, hierdie arend gaan nêrens heen met een vlerk nie. As jy met onder die wet wil loop, sê jy sal jy val onder die wet. As jy net met genade wil loop, sal jy val onder die genade. Want die twee het mekaar nodig. En ek gaan nou vir julle vinnig uitwys wat ons lees met my vermoë. Hoe werk dit in die skrif saam? Alles, ek sê, ons het 'n Griekse manier van dink. En dan miskien van hierdie dat miskien die penny drop vir jou vandag vir julle sê. Die Griekse manier van dink is either or. Dit is een of die ander. Die Hebreëse manier, want in Filippense 2 vers 5 sê, dat hierdie gemoed, that this mind be in you, the mind of Christ, the mind of Yeshua. Wat is mind was in Yeshua gewees? Hebreëse mind. Hy was 'n Hebreër gewees. Hy was 'n Jood gewees uit die stam van Juda. Okay? So hy het gedink soos 'n Hebreër. En 'n Hebreër, as ek vir 'n Hebreër sê om na 'n ding te kyk, dan kyk hy na die funksionaliteit daarvan. Hy kyk nie na die looks nie. Okay? Dis wat Hendro altyd sê, as ek vir ons vir julle moet vandag hier vra, ons het 'n fiets hier so in, dan sê vir julle beskryf vir die fiets, dan sal ons sê, wat 'n Griekse gedagte, want ons sê, twee wiele, soveel speker, trappe, en al daai goed wat ons beskryf, en die Joodse inloop en sê, nee, hierdie ding vat my van A na B. Hy wil sien die funksionaliteit daarvan. Yeshua het die funksionaliteit van elke ding gesien, nie hoe dit lyk nie. Ons kyk nou hoe dit lyk, en ons beredeneer in ons gedagte, daarom kom ons nooit by die doen uit nie. Want ons kyk, ons dink nie doen nie, ons dink redeneer in ons gedagte. Okay, onder die wet, onder die genade. Nou vlieg hierdie ou en hy sien, genade wet, genade wet, genade wet. En hy wat vir hom gesê wat jy moet kies. En wat sê die skrif? Nee, hy sê is genade en die wet. Dis twee vlerke wat hierdie arend maak vlieg. Wet op die een, genade op die ander ene. Nou kom ons by die wet wat vandag gegee is. Ek sê is 'n wet met genade. Hierdie wet van genade kan nie werk. Dis 'n wet met genade van dag 1 af. Genade het nie ergens gekom op ons pad nie. Ons het van die dag 1 af toe die wet kom tot ons genade nodig. Genade is saam met die wet. Al ons voorvaders onder genade glo, of jy dit nou wil weet of jy weet nie. Die Ou Testament is vol genade. Genade het nie Matteus begin nie. Genade het in Genesis begin. Van die eerste mens van Adam en Eva was daar genade. Hulle het genade nodig gehad anders het hulle gesterf. En was daar geen hoop vir hulle gewees nie. Maar ons 'n kans gewees uit die wet, uit die tyd uitgesit, en hulle daar gesit, dis genade. Hulle kon gesterf het, net so. Maar dit kom van die begin af, saam met die wet. Waar is die wet gewees? Julle mag van hierdie boom eet en mag nie van daai boom eet nie. Dis 'n wet. Ek lees vir julle Eksodus 20:2. Ek gaan nie die hele ding met julle behandel, ons het laas jaar deur al die punte gegaan. Hierdie jaar wat ek fokus,
op die eerste ene. Ek is Yahweh jou Elohim. Nou weet jy wat, nee? Ons begin as ons die wette skryf, ons begin ons skryf daar by punt 2. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Maar hoor wat sê hy in die begin? Hy sê eerstens sê, ek is Yahweh jou Elohim wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis het gelei. Hoekom begin hy daar nie by die jy mag geen ander gode hê? Ons moet eers weet wie is Yahweh. En ons moet eers weet wie dat uitgelei en wie is ons. Staan jy? Ons moet begin besef, hierdie is nie geskryf vir daai ouens nie. Hierdie is geskryf vir my en vir julle. Benita, jy is ook uit die slawehuis uitgelei. Al was jy nie daar gewees nie. Ergens in jou lewe, daar draai gekom, dat hy jou uit die slawehuis uitgelei. En het jou vrygemaak in sy gees. So almal van ons, kan jy sê, dit is 'n sekere groep mense nie. Hy praat van sy volk. En ek moet begin eienaarskap van, hy sê so, ek is Yahweh jou Elohim, wat jou uit die Egipte uitgelei. So ek is nie nou objektief as ek hier goed wees, vandaar ons in die wet gekry, ek is genade. Want hierdie volk kan nie vlieg, dit kan vlieg nie, so moontlik. Okay? So ek wil daar fokus, dan gaan ek verby, dan sê ek, as ek vandag hier moet staan, ek moet vir julle wys, waar kom hierdie dinge vandaan, hoekom kan ons nie die wet wegvat nie? Baie maklik. Ons het die wet nodig gehad om ons sonde te wys, kan jy my saamstem? As ons nie die wet gehad het, het ons geweet dat dit sonde nie. Die skrif sê dit vir jou, ek gaan vir nou die skrif dit. Hy sê die skrif sê, sonder die wet is daar geen sonde nie. So hy moet vir my die wet eers gee, vir my en vir jou en vir almal. Nie vir sekere mense, nie vir almal moet dit verstaan. Eers kry ons die wet en is oorweldigend as ons die wet kry. En ons besef, ons gaan dit nie maak nie. Dan wys hy vir ons sonde, en as ons sonde gekry het, en ons kan sien wat is sonde, wat roep ons uit voor? Genade. Ons roep uit vir genade. As ons nie in sonde is, het ons nie genade nodig. So genade kom volgende. As ons genade het, dan wat bring hy genade vir ons? 'n redding. As ek daar in my water lê en ek is besig om te verdrink, en daar's nie ou op die kant wat vir my gaan kom help nie, gaan dit my niks help nie, ek gaan verdrink daarso. 'n redder moet opgewek word om my te kom uithaal daarso. Okay, dan 'n redder, dan kry ons die evangelie. Uit die goeie evangelie is. Die goeie evangelie is daar's 'n redder. Dis wat die goeie evangelie is. Dis dit nie glo nie. En om daai goeie evangelie uit te kry, is 'n prediker nodig en dan is 'n kerk nodig. Maar nou gaan ek vir julle vandag wys, as ons nie deur hierdie stappe en al hierdie het nie, het ons nie 'n kerk nie. Okay? Kom ek sê ek vat vandag, julle sê vir my, ek is nie meer onder die wet nie. Dis dan moet ons elke dag van ons lewe hoor. Nou kom ons vat daai wet weg. Okay? Nou vat ons daai wet en ons vat hom weg. As ek die wet wegvat, gaan ons dit op die sonde. Nee, ons gaan nie dit wat die sonde nie, so ons gaan aankarren in ons lewe soos blinde mense. Okay? Nou as die sonde, as ek nie weet wat sonde is nie, gaan ek nie vra vir genade nie of genade soek nie. Is dit waar? 'n blinde ou soek nie wat hy nog nie gesien het nie. Hy vaar aan. Nou as ek dan 'n redder soek nie en ek het nie 'n redder gekry nie, waarvoor preek mense dan 'n evangelie? As daar nou nie 'n wet is nie, dan is die sonde nie, dan is die genade nie, en dan sê 'n redder nie. Wat sê die evangelie het? Ek het niks om te preek, so kan ek julle vertel. Vandag niks om te preek as nie evangelie het. Dan vat dit my ook weg. Prediker. Jy gaan nie predik nodig nie, maar as nie evangelie nie, dan is dit nie kerk nie. So as ons sê ons is nie meer onder die wet nie, dit is nie kerk. Kan julle dit sien? Dit is baie logies, soos daar sê, by sy beveel. Vat wet weg en jy het niks nie. Want die wet bring vir ons en wys vir ons, jy het in sonde. Die sonde wys vir ons, jy het genade nodig. Okay? Dis nou die vlakke. Nou kom die vlakke en die wet en die genade. Okay? Nou laat ons gaan aan. Ek gaan vir julle in Engels lees hierdie. What is grace? The biblical use of the term. Hierdie haal ek uit die kerk se dogma uit. Dis nie myne opgemaak nie. Ek haal dit dogma uit. Maar hulle glo nie as jy goed geskryf het. Biblical use of the term grace. The word grace is not always used in the same sense as in Scripture, but has a variety of meanings. In the Old Testament, we have the word king. Is that right? Okay? Hanan. Okay. From the root word Hanan. The noun may denote gracefulness or beauty. Proverbs 22:11, 31, 30. But most generally means favor or goodwill. Dis 'n ander manier om te kyk aan, hè. Om favor te hê, want ek sien baie in die skrif sê daar so if I find favor in your eyes. So eintlik wat hy sê is ons sê if we find favor, we say if we find grace in your eyes. Dit kom van Genesis af. Dit kom nie hier in ons pad. Okay? Almal het geweet van grace. Want almal het geweet van sonde en almal het geweet van die wet. But most generally means favor or goodwill. The Old Testament repeatedly speaks of finding favor in the eyes of Yahweh or man. The favor so found carries with it the bestowal of the favor of blessings. This means that grace is not an abstract quality. Die Griekse manier as abstract, but is an active working principle manifesting itself. Esther 2:7. The fundamental idea is
that the blessings graciously bestowed are freely given and not in consideration of any claim or merit. The New Testament word charis, from charein, to rejoice, denotes first of all a pleasant external appearance, loveliness, agreeableness, acceptableness, and has some such meaning in Luke. Colossians 4 verse 6. A more prominent meaning of the word, however, is a favor or goodwill in Luke. It may denote the kindness of the benefits of our King, or our favor manifest or bestowed by Yahweh, referring to material blessing. Remember, if you keep my commandments, you will be blessed. Blessing comes with the commandments. So wat ons gaan doen, ons al die goed gaan skei, ons sê, kom ons soek die blessing sonder die commandments, en dan noem ons het prosperity. En dan begin ons teach die prosperity in die name en klein ding. En dan kom ons en ons vat die invloed en sê, daai like ons nie, maar hierdie like ons. So al die vloeke is vir die Jew boys en al die lekker blessings is vir ons, hulle kan daai hê. En dan weet ons om die hele skrif te vat, en die skrif is vir ons wys wat is reg en verkeerd, en ons vat die skrif en ons vat wat ons wil hê en ons gooi die ander weg. Ongelukkig is voor Yeshua eendag gaan staan, gaan die volle skrif opkom, en hy gaan vir ons sê, wat hy vir die Sabbat gesê het, daar staan ook geskryf. Ons gaan sê daar staan geskryf, en dan gaan hy vir ons sê daar staan ook geskryf, dit maak hierdie arend vlieg, want daar staan ook geskryf, dat hierdie twee in balans in kan kom. So wat ons moet pas op voor om te beweeg waar ons nou heen beweeg, en hierdie waarheid wat die Vader ons ingeroep het, moet ons pas op, dat ons nie die genade wegvat, en die wet wil inbring alleen nie. En sê, hier het ons nou verloor nie, want ons Griekse manier is, ons gooi iets weg en vat 'n volgende ding. En waar die Vader vir ons sê, nee, jy het nou hierdie ding mooi geleer, maar hierdie ding vlieg nie lekker nie. Al wat ek vir julle sê, is, daar's 'n ander vlerk, my vlerk se naam is die perfektheid van die wet, die truth, okay? Hy staan daar, water gaat daar so met die Samaritaanse vrou, wat sê Yeshua vir haar? Julle aanbid by hierdie berg, maar ek sê vir julle, baie binnekort gaan julle in gees en waarheid aanbid. Gees het ons geen probleem nie, ons kom in die agtergrond, almal van ons ken Heilige Gees, almal weet die werking van Heilige Gees, ons ken het up to down en oorals. Maar as het kom by die reels van Vader kennis nie. Want ons het gesê, ons is nie onder die wet. Nou weet jy wat is die wet? Yeshua het ons eie mond gesê, hy het ons gevra, wat is truth? Hy sê, the law of the Father is the truth. So ons vat hierdie, ons wil nie hierdie vliegtuig wat gaan, ons wil een of die ander hê, en ons gaan skade ly daarmee. Ek gaan nie hierdie verder lees nie, maar hier kom het nou, gees en waarheid, julle sal nou in gees en waarheid aanbid. Gees en waarheid, Johannes 4:21, Yeshua sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg in Jerusalem nie, maar die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Nou, dis nie die Jode soos van Jode nie, hy het gesê uit Juda. Yeshua was gebore uit die stam van Judea, dit het ek al gesê. Salvation, sy naam is salvation. Yeshua beteken salvation. So hy sê vir hulle, ek is uit die stam van Juda. Dis salvation. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Yahweh is gees. En as jy my wil vra, wat is waarheid? Dan sê ek vir julle waarheid. En truth is die written word, is the law of God, okay, the law of Yahweh. Dan sê hy so vir ons, wat is gees? Yahweh is gees. So as ons na Yahweh toe wil gaan, as ons na die Vader toe wil gaan, hy is gees. Ons kan hom nie omvat nie, ons kan hom nie sien nie, maar hy is gees en ons kom na hom toe in geloof. Want geloof maak ons gees oop en dan kan ons sien. Soos haar, okay? Wat is gees? Yahweh is gees. Romeine 8:14. Almal wat deur die gees van Yahweh gelei word, wie is seuns van Yahweh? Ek dink dit is in die Afrikaanse vertaling en baie van ander vertalings hulle sê kinders, dis die verkeerd vertaal. Dis seuns. Daar's 'n rede hoekom ek dit sê. Want kinders word nie gelei deur die gees nie, maar seuns word gelei. Dis 'n groeiproses. Okay? Jy word gebore 'n kind, dan is jy nog nie daar nie. Maar soos jy groei en 'n seun begin word, dan word jy gelei deur die gees. Okay? Want kinders word nog baie in die gees. En daar kom maar iets in jou lewe wat 'n draai maak en dan begin jy na die gees gelei word. Dis wat Romeine 8 van praat. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny. Kan julle sien nou? Slawerny in Egipte. Almal uit Egipte uit wat om hulle vry te maak. Dat hulle kan wees, dat hulle vir hulle self kom hoor nie deur Moses nie. Toe val hulle weer weg, moet hulle maar weer deur Moses oor en dit is hier maar weer redder, dan gaan die wiel weer om. Okay?
Hy gaan aanhou tot ons by hom uitkom, gesig tot gesig, ek en jy albei. Ons kan nie deur mense opereer nie, ons kan nie deur die paus bid nie. Ons kan nie deur die Saint Pieter bid nie. Ons kan nie deur die pastor bid nie. Ons moet reguit ons knie kom buig voor hom. Hy het ons 'n deur oopgemaak wat niemand kon oopmaak nie, en hy het voorhangsel geskyk en gesê, julle kan met vrymoedigheid voor my inkom in die naam van Yeshua. En julle voor my kom, hy is die hoëpriester vir ewig. Okay, dan sê hy daarso, moenie vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot seuns, deur wie julle ons aanroep, Abba Vader. Die gees self getuig saam met ons gees dat ons seuns van Yahweh is. En as ons seuns is, dan is ons erfgename van Yahweh. Nou ons weet wat is daai erfgename, weet ons nou. Want ons erfgenaam. Okay, ons erf nie hemel nie, ons erfgenaam. Die hemel is vir Yahweh, die aarde is vir sy gesalfdes. En hy sal die aarde beerwe, hy sal kom koning word hier en vir ons land gee, en Abraham beloof het as 'n erfdeel, is die mede-erfgenaam wat hy van praat. Die gees self getuig, saam met ons gees dat ons seuns van Yahweh is, en as ons seuns is, dan die erfgenaam van Yahweh, en mede-erfgenaam van Messias, want Messias kom op daai grond as koning, hy kom om te regeer van die troon van Dawid op oor baie grond, wat aan Abraham beloof was, so ons is mede-erfgenaam saam met hom, en dan as 'n ander aspek van konings en priesters, wat saam met hom sal regeer oor daai land. Okay? En as ons naamlik saam met hom lei, dan niemand wil daarvan hoor, sodat ons ook saam met hom verdeel kan word. Mense, daar's 'n vergelykenis, is 'n vergelykenis soos in wiskunde. Dit is gelyk aan dit. As jy lei saam met hom, sal jy verheerlik word saam met hom. Soek ons om te lei? Nee, dit kom outomaties. Hy sê, if you live fruitfully, you will suffer. As ons vrugtevol lewe, sal ons lei. Want ons is 'n klomp skapies tussen 'n klomp varke mense. Sien waar, Paulus sê, hy sê, hierdie hele aardbol, hierdie hele systeem van die aarde, is 'n dangie, is 'n lomdrop. Hy sê, en ons is binne in hierdie ding in, en ons is skapies, het ons verbeterbaar, ons is skapies tussen 'n klomp varke, want jy kan verstaan nie, varke is one way, en is modder toe. Modder is altyd die sinnebeeld van sonde. Dat is my natuur as 'n lam, is na die herder toe, na die stem van die herder toe. As ek dalk in modder intrap, as ek vries, dan wil ek weer skoon gekom. Ek is nie normaal, sien my natuur om daar aan te kom. So wat hy vir ons het gesê, ons is, Paulus, dit is prediker vir hy sê, julle is mense in 'n verdraaide geslag. Hy sê, maar nie die visie hê van die beste ou, met die beste morele standaarde, is nie waaroor dit gaan nie. Het daar 'n natuurverandering plaasgevind, van 'n hoender na 'n arend, hier het al plaasgevind. Maar die Vader kom en hy draai ons om en hy verander ons natuur binnekant, dat die begeerte anders is as wat dit voorheen was. Hy werk met harte, nie met buitekant. Ons kan al die wette nakom soos ons wil. Ons kan hierdie pad loop, die Torah-pad, soos ons wil. En sal nie vir ons 'n vreugde bring as dit die binnekant is nie. Hy sê, ek skryf dit op julle harte. Dit moet 'n vreugde begin word. Dit is nie meer 'n wet dat ek op Lourens neerlê en sê, jy sal nou hierdie goeie doen nie. Maar weet hoe werk ons natuur? As ek vir iemand sê, moet dit nie doen, dan gaan doen dit. Jy moet sê, moenie hierdie ouens te gaan, hierdie ouens bestond wel as 'n sekte. Hulle trek van, gaan almal. Hulle wil kom kyk, wat gaan aan. Van dit hoe dit werk. So ek like dit sê, ons sê, kom jy nou, so wil kom kyk, wat gaan nie aan. Dis hoe dit werk. Hulle sê, moenie aan Jesus toe gaan nie, Jesus is daar op die berg, maar dit almal wys nou so. Kom ons gaan hoor wat sy gaan sê. Miskien sê hy beter as hierdie ouens hier in Jerusalem. Dis maar net ons natuur. Ons gaan so toe. En wat gebeur is, ons span vis. Mense kom in ons span vis. Okay, die gees is dan daarby. Nou wil ek afsluit met hierdie ding. Ek het die leeskerk al uitgelees het. Dis in Judas, Jude. Want sekere mense het ingesluit, wat lang van tevore opgeskryf is, vir hierdie oordeel. Goddelose mense, wat die genade, grys, van ons Yahweh, verander het in ongebondenheid, wetteloosheid, en die enigste heerser Yahweh, en ons Messias Yeshua verdood. Dis hoe die Vader is. As ons genade vat, hierdie vlerkie van genade, wat gebeur het in die kerk, en ons druk hom na die hoogste punt toe, en ons haal die ander ene af, dan sê hy, ons het hom verloon. En hy het nie net een plek gegeen, hy het 2 plekke gegeen in balans gebring. En ek sê dit vir weeskante. As ons uitkom, en ons wil net hierdie plek van die wet, en van die insettinge oplig, en ons bring nie die genade saam nie, is ons aan die selle skuldig, dan verloon ons hom ook. Want wat beteken verloon? Verloon beteken ons wys hom vir mense verkeerd. Ons sê vir mense, dis net genade, dan wys ek hom verkeerd. As ek vir mense sê, dis net die wet, dan wys ek hom verkeerd. Want hy het gesê, ek maak van julle arende met 2 vlerke wat baie sterk is, en dan hardloop ons op die roof wat die wind is. Effortless, so die Engels, daar is nie my mooi woord Afrikaansie, effortless. Daar is nie sweet nie.
sit, kyk hierdie arend, hierdie golden arend is bekend daarvoor, hy kan wind meet. Hy sit op daai rots en hy sal nie beweeg voor die wind reg is nie. Hy sal so toets, en dan sal hy net sit. Dan sal hy weer toets, en toets sy voet reg, dan maak hy oop. En weet jy hoe ver is hy span? 2,5 meter na 3 meter. Dis die span. Hy is so gedesign, want hy moet nie so maak. Hy moet ry op die wind, die roog. En as daar nie wind is, nie sit hy. Wat sê Yeshua? Ek beweeg nie as die Vader nie beweeg nie. Ek voel die wind, ja, beweeg nie. Ons is geneig om te rond te vlieg te doen. Van hier op daar kom met 'n groot effort en papa het gesluit as daar aankom en sê Vader, wat maak jy nou? Ek sê nee, dis ons probeer. Dan sê hy, jy sê hoender nie is arend. Dan sê nee, ons werk met ons is hoenders. Dit wat hy ons vertel het, genade, net genade. Dat ons nie hard doen. Dan sê hy, is nie genade nie, as jy my wet ken, wat sê wet? Die wet is swaartekrag en wind oorkom hom onder vlerke. Dit is die wet. Wat gebeur met hy klein tydjies uitgeskop word? Die wet van swaartekrag en boem, hy gaan. En wat maak hy? Hy word gebreek met die bonatuurlike van die ma wat inkom. En dit kom ons sê, jy kan dit voorkom. Ek gaan het weer doen en weer doen tot het gebeur. Tot jy nie meer benauwd is nie. Tot jy gaan val en weet, ek gaan ergens inkom. As jou vlerke nie vir jou van werk nie. Jawel, hy precies dieselfde met ons en hy sê vir ons vandag, hierdie restaurasie het in my hart baie sterk. Ek moet die werk doen, ek kom 'n lang pad in die kerk. En ek kan nie sê al wat ek gedoen het was verniet nie. En dan sê Vader, ja, dit is nie gewees nie. Maar jy moet een vlerkie geklap, al die pad. En wat baie moeilik gewees, en dit is waar. En dan sê hy vir my, daar's 'n beter manier. Word hierdie aan, bring die wet by, en die wet, ek het gesond is, wat veel is, wat soos heling is, wat die lot kom, en wat daar die ware waarheid, maak ons vrij. Nou sien ek, maar ek is 'n arend, ek is nie hoender nie. En wat dan gebeur? Gaan ek regtig van hoender na arend doen? Nee mense, ek gaan eers met val. Hy gaan met my leer om te vlieg. Want onthou nou, die golden eagle kan nie vlieg as hy nie geleer word deur sy ma nie. Hy is 'n hoender solank as hy nog nie geleer is nie. Dieselfde met ons. Okay. Nou wat ek vir julle vra, hierdie jaar wat voor lê, ons val vis van. Ek stem saam met wat Jim gesê het. Sy skrip wat ons gekyk het, spesifiek met hy die saad gegaan het met die beweging wat ons nou weer gaan. En dan ons is geneig as mense om in uiterste te beweeg. Ons beweeg uiters hierdie kant toe of uiters daai kant toe. Dis 'n kenmerk van ons. Toe ek hierdie pad begin loop het, toe ons uit die kerk uitgehaal, want ons kon nie die kerk inpas ek met my vrou nie, want ons was radikaal. Ons was radikaal geweest. Ek het gesien, hier staan nie binne, ons moet goeders doen, en die ouens sê nie, ons kan maar net in die kerk sit. En ek sê nee, ons moet goeders doen. Ons moet uitgaan, en hoe gaan ons deur as ons nie uitgaan nie? Dit begin sien, die prosperity goeders begin sien, al die goeders begin sien, is die ding vlieg so. En ek sê, en as ek sê, want jy pas nie dat hier, en jy gaan jou maar aan, ons doen die ding so, dat hier by ons, by ons Mercedes en by Voorthuise, jou dalk geroep ergens, ja, maar nie by ons nie. Dan gaan lees ek Mattheus 8, en dan sê ek, maar hy het allemaal gesê, jy werk, waar wil jy is, al gaan jy uit of bly jy het nog weer werk, of disciples maak, ek sê ek, allemaal moet disciples maak, dan gaan ons nou maar weer aan. Maar toe moes ek leer in hierdie pad van my, dat genade is nie aan. Toe begin haar soek in my hart en kom ek sê, dat ek sien nou nie meer respect vir Vader. Al die goed begin uitgaan, dat as die ander werk nie inbring nie, dan begin haar sien die discipline nie, dan kom nie meer respect in, die respect word weggevat, en hierdie word na 'n ding wat 'n leerdorp is, met geen kracht nie, die skrif te sê. As jy, ek sal al lang wel weg wees, nou wat praat jy van die kerk van Jesus, die laaste kerk, wat ons deel van is, profeties. Hy sê, ek staan buitekant. Ons al geleer, hy top in die mense se hartjies. Nee, hy top aan die kerk se deur die kerk van ons. Hy sê, ek staan buite landkant. Ek landkant in die daar binnekant. Hoekom? Want hierdie wet weg wat die Yeshua weg, hy is die wet, hy is die geskrewe woord. Hy sê, ek is die geskrewe woord, ek is die Torah. Die vooropstaan, ek was staan nie so. Ek is voor, sit en dink, wat kan ek hier opsit? Yeshua lewende Torah. Die Torah is nie lewend sonder Yeshua nie. Ek sê hulle nou, die Torah is 'n dooie Torah en jy kan mense seermaak vir die Torah, jy kan mense onder vloek gesit vir die Torah, maar as Yeshua daar binne inkom, kom maar 'n lewe in. 'n lewende Yahweh kom maar binne. Dan kom bly binne in my, wat Paulus gesê het, hy sê, dat ek minder kom op buite meer word, dan verteenwoordig kom reg. Die twee vlerke, hy vlieg met genade en met die wet. En die mense kyk, ons kan nie ander vloek bekyk nie, ons moet vervul wat sy woord vir ons sê, en sy woord sê vir ons, vlieg met twee vlerke, en weet wat ek jou bedoel het om te wees, en dit is aan. Hy wil hê ons moet arende wees. Okay? En ek voel, dit wat op my hart is vir hierdie jaar vir ons, dat ons die Torah moet, ons moet die Torah vat, en ons moet hom 'n perspektief sien met die roog. Ons moet die Vader toelaat dat hy met sy roog in ons midde werk. Dat hy sy gawes werk in ons midde. Dit is nie verkeerd, maar daar's 'n waarheid.
As jy by die genade hardloop sonder dat die wet daar so is, kan jy enige plek toe hardloop en daar's nie reëls nie. Dus as 'n kind wat los hardloop sonder 'n pa en 'n ma, wat nie kom hier barriers in die grense stel nie. Dis dieselfde wat ons nou moet gebeur. Ons moet nou terug in balans inkom en sê, ons gooi nie weg en vat. Ons kry iets by wat vir ons wys daar's balans en daar's krag in hierdie huis wat terug inkom. Die Gees kom hier in, maar hy sê vir ons, my krag lê binne my woord in. As jy begin verstaan hoe ek my insettinge gegee om die seën te bring. Nou hoef ek nie buite rond te hardloop en prosperity te soek nie. Ek begin die wette nakom, dan begin die seën na my toe kom. Hy sê hy sal jou agtervolg, jou inhaal en jy verbygaan en ek hoef nie meer skriffies te quoteer daarvoor nie. Ek lewe my lewe en dit gebeur nie eenvoudig nie. Dit is 'n gevolg van die wyse lewe. Ek weet nie of die Vader julle iets anders gewys het hierdie Torah voorsê nie. Maar vir my het hierdie 10 gebooie het vir my lewendig geword. Dis nie vir my 'n dooie gebod nie, soos vandag ons gelees het daarin. Ek sien die vreugde daar binne. Ek sien nou kom uit vir my sê, ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle kan seën. Sodat die volke in die nasies om julle kan sien dat die seën teruggekom na my huis toe. Dat die seën gekom, as 'n tafel wat gedek is, die Vader kan daar sit en sy reëls het weer teruggekom. Nou kan hy met sy roeg ontwerp, maar maak van die Heilige Gees ons in elk geval mense terug na die woord toe. Hy vat ons aan niks anders doen. Die referenspunt is die woord. Hy sê die Gees sal ek julle stuur om wat doen, om julle hierdie dinge te leer. Niks anders buitekant nie. Hier is die volheid daarvan. Die volheid is in ons skrif in. Hy leer ons net dit. Maar wat moet gebeur is ons moet begin hanteer as ons kan die Heilige Gees maar rondkyk na dit pas aan ons prentjie en maar dan doen wat ons wil doen. Die Gees bring ons terug na die woord toe. Die Vader en die Seun word bemagtig deur die Gees. Hulle gaan, hulle is een werk nooit onafhanklik van die ander af nie. Ons het die Gees onafhanklik gemaak en sê, hierdie wil ons hê, daai wil ons nie hê nie. Die Vader sê vir ons vandag, kom terug na my woord toe wat die wet is. En die wet is die waarheid en die waarheid gaan jou vry maak. En dan gaan jy die Gees se werking, die genade, gaan jy in perspektief gaan sien. Mense, ons word almal gered deur genade, nie deur die wet nie. Ek het nog nooit 'n verwarrende daarin gehad, maar daar word van ons gesê ons wil mense leer om van die wet gered te word. Dis waar. Yeshua het dit nie gedoen en Paulus het dit nie gedoen nie. Paulus sê deur die wet sal geen mens gered word. Maar die doel van die wet is om die sonde vir ons te wys. En vir ons te wys dat ons in sy Bredskot het my nie afsluit. Bredskot het dit baie mooi vir my gesê, het my baie mooi gemaak vir my. Hy sê hierdie 10 die gebooie en die 613 wette van die Vader werk so. Dit is 'n tuin met 613 variëteite van groente en vrugte. Hy sê as ek daai tuin hier wat daar sou werk, wat 'n bel is, want dit is my lewe. Hy sê wat ek hoe goed ek na daai tuin kyk, hoe ek water gee en kunsmis in daai tuin werk. Dit is die vrugte van hiervan, dis die blessing. So die 613 is daar vir ons gestel as variëteite, nie as vloeke op ons nie as om burdens op ons nie. Hy sê vir ons, hier's 'n tuin wat ek vir julle wil gee. 613 van my variëteite. Plant hulle soos ek vir jou wys in die skrif en gee vir hulle water, leef hulle uit en jy sal daarin door en vrug afhaal en jy sal wortels eet en jy sal boontjies eet. Waarom dit nie eet nie? Wanneer jy uiteindelik werk nie, wanneer jy goed in jou lewe begin bewerk nie, gaan jy daar inloop en sê maar my boontjie het getrek, dan sê waar jy in water. Ek het na hom gekyk en ek weet nie. So wat wil jy dan nou hê? Verstaan nie, nou jy kry met 'n prime rubbish, loop jy daar binne en jy vat 'n ander ou se tyd so goed man. Dis wat jy maak. Jy steel eintlik. En ons lewe almal op 'n babel. Albei Mercedes ry jy ou daar voor staan. Weet ek het vir ou in Amerika gesê, ek sê kom as jy hierdie gospel van jou kan gaan preek in Afrika dan glo ek jou. As jy daar wegry en al daai manne daar bo in Afrika en Nigeria, het nou Mercedes daar weg en dan glo ek vir jou. Ek sê maar ons stroom met dit wees. En ons nooit vir ons beloof nie. Yeshua beloon ons met homself. 'n Persoon van Yeshua. Party van ons bly in 'n hut en party van ons bly in 'n groot huis. Maar op ons dankbaar wees waar ons is hierdie skrif. Maar ek dien hom nie omdat ek 'n huis het. Ek dien hom omdat ek hom het. En as ek hom alleen het, gaan kyk na Hebreërs 11, maar al die geloofshelde wat ek en jy vandag gaan opkyk. Dit sê daarso dat in die wildernis rondgeloop en so skape en bokke en nog gate gebly. Hulle het popklere gedra. Hy sê hierdie wêreld was hulle nie werd gewees nie. They called themselves aliens and strangers, but they saw the new Jerusalem. And it says there, and the Father that was not ashamed to call them his people. Want hulle wat nie sy hand gesoek nie, as hy gesig gesoek. Vader, dis nie wet of genade nie, dis altyd. Dis nie gees of waarheid nie, dis altyd. Wat hierdie adem gaan maak vir ons. Leer vir ons Vader, deur u genade, om arende te wees in die wondersnit. Leer ons die waarheid deur die natuur, dat ons in die natuur kan sien. U leer vir ons sulke mooi goed in die natuur, sodat ons kan, u sê die waarheid sal jou vry maak, en niemand sal jou weerbind. Leer ons hierdie waarheid. Toe u voor Pilatus staan, toe vra hy vir u,
wat is waarheid? En toe loop hy weg. Almal van ons soek waarheid. Want ons weet dis net die waarheid wat ons kan vrymaak. Vader, ek bid in hierdie middag vir almal van ons, dat ons in hierdie balans sal loop deur u genade en deur u Ruach en die Heilige Gees. Dat ons nie sal wegloop in ongebalanseerde lewe lei wat mense benadeel nie. Maar ons wil vissers wees van mense, soos ons beveel het. Ons wil nie 'n struikelblok vir mense wees nie, maar ons wil u reg verteenwoordig. Ons wil met volle krag loop in u waarheid, maar weet dat sonder u Gees kan ons nie beleef nie. Dat u Ruach kom, sy spesifieke plek op inneem in ons midde, u is welkom om ons te leer hoe is u weë. Ons vra dieselfde vanmiddag as het Moses gevra het. Leer ons u weë, dat ons daar mag inloop en alle behaag aan u bring wat u toekom. Vader, ek bid u seën oor hierdie mense wat saam met my hier vanmiddag is. Seën hulle in hulle ingang en hulle uitgang. Seën hulle as hulle gaan slaap en as hulle wakker word in die oggend met u teenwoordigheid en mag hulle nooit dink dat hulle alleenig is nie. Dat hulle weet dat waar ook al ons gaan, die diepste donkers of in die hoogste plekke van op die aarde, daar is u. En daar is u met ons, is die stap en die stap. Die stap om ons die pad te gee en die stap om ons rigting te gee as 'n herder. Maar altyd is daar, die balans is altyd daar, die stap en die stap. Loop u vanmiddag, dat u woord vir ons oopbreek, dat u vir ons goed is, dat u 'n goeie pa vir ons is, dat u vir ons hierdie goeders leer, nie omdat ons het verdien nie, maar omdat u besluit het, dis nou tyd, dat die restaurasie plaasvind. Leer ons hierdie restaurasie van wat Peter van gepraat het, dat alle dinge sal gerestoreer word in ons dae en ons tyd. Mag ons Jerusalem sien ophef, mag ons die grense gevestig sien, mag ons Juda en Efraim by mekaar sien kom in ons dae en in ons tyd. Mag ons die wees wat op Sion staan en u naam groot maak met ons lippe en met ons harte u loof en prys en die nuwe lied sing van Moses. Dat u al die eer gee en die heerlikheid, want u is die een wat die see oopgemaak het in die begin om Egipte uit te kry, Israel, en u is die een wat daar, wat u vir ons in Openbaring 12 gesê het, u sê die slang gaan agterna kom en hy gaan water uitspoeg en van die aarde oopmaak, die teenoorgestelde van die Rooi See en die aarde die water insluk om haar te beskerm hierdie keer met die uittog op die vleuels van 'n arend. Ons loof u Vader dat u redding vir ons is op die vleuels van die arend. Ons loof u daarvoor in die naam van Yeshua. Amen.